Hallo, baie welkom by ons erediens. Dis vir ons 'n voorreg om te weet dat waar ook al jy is, dat jy saam met ons deel vorm van hierdie erediens tot eer en verheerliking van die Here ons God. Mag jy beleef daar waar jy is, dat God ook by jou teenwoordig is, net soos wat hy tydens die erediens, wanneer ons by mekaar is, teenwoordig is, en mag jy weet dat die Here deur sy Gees ook in jou werk, soos wat hy in elkeen van ons werk. Ons lees vanoggend ons wotum uit Psalm 103, vers 1 tot 5, wat sê, van Dawid, loof die Here, o my siel, ja alles wat in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en moenie enige van sy weldade vergeet nie. Hy wat al jou sondeskuld vergewe, wat al jou siektes genees, wat jou lewe vrykoop van die graf, jou kroon met troue liefde en ontferming, wat jou begeerte met die goeie versadig, soos 'n arend, word jou jeug dan weer nuut. Die God wat saam met ons op reis is, kom groet jou en sê genade en vrede vir jou, my geliefde. Kom ons neem 'n oomblik om onsself as offer voor die Here te bring. Te sê, Here, hier is ek, gebruik my. Ons raak 'n oomblik stil terwyl ek die volgende woorde vir ons lees. Wees stil en weet, ek is die Heer. Wees stil en weet, ek is. Wees stil en weet. Wees stil. Wees. Here, ons is vandag hier saam as gelowiges, saam as u kinders. Here, dit is vir ons so 'n groot voorreg om te kan verwoord, te kan erken en te kan bely, Here, dat ons in 'n lewende verhouding met u leef. Ons weet daar is groot vereistes wat daarmee saamkom, Here. 'n Groot verantwoordelikheid wat op ons skouers rus wanneer ons sê ons is u kinders. Maar Here, dankie dat u dit vir ons kom moontlik maak om nie uit ons eie kragte nie, maar deur u Gees wat ons lei, dit te kan leef in die koninkryk. Dankie Here dat ons kan weet dat ons nie uit ons eie kragte hoef te streef na die beeld van Christus nie, want u vorm ons deur die Heilige Gees om al meer en meer aan die beeld gelyk te raak, juis sodat die wêreld kan glo, dat die wêreld iets van die liefde kan leer ken, iets van u karakter kan beleef. En daarom wanneer ons so saam is ons gebed, Here, dat u opnuut weer ons sal kom vorm, opnuut weer ons harte sal kom aanraak, want Here, ons as mense is so vergeetagtig. Ons vergeet so gou van die verskeie oomblikke, momente in ons lewe waar ons u beleef het, iets van die liefde ontdek het. En daarom kom ons gereeld by mekaar, Here, en vra dat u ons sal vorm, dat u ons sal herinner aan wie u is, juis sodat ons in die koninkryk kan gaan leef, opnuut gevorm, geskep na u beeld. Amen. Wanneer ons mekaar herinner aan die wet van God, is dit baie belangrik dat ons wie hier in die Nuwe Testamentiese tye leef, ons wie uitsien na die koms van Christus, sy wederkoms, dat ons mekaar sê, die wet is vir ons gegee
as riglyne om in 'n gesonde verhouding met God te leef. Die wet is vir ons gegee om ons te help om in 'n gesonde verhouding met God te kan leef. Reeds in Hosea 6 vers 6 lees ons, waar God self sê, want ek verwag troue liefde, nie offers nie, kennis van God, eerder as brandoffers. God vra nie van ons om volgens wette en reëls te moet leef en te moet probeer uit ons eie krag om dit na te kom nie, want ons weet ons kan nie. Maar God vra dat ons in liefde met mekaar sal leef, juis omdat ons iets van God se liefde reeds ken, juis omdat God sy liefde aan ons kom openbaar het deur Jesus Christus. En daarom lees ons in Markus 12 vers 29 tot 31. Jesus het geantwoord, die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. En die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is belangriker as die nie. Dit is vir God belangrik dat ons in liefde met mekaar en met hom sal leef. Mag ons teks wat ons vandag saam lees, ons ook daartoe lei, eintlik ons dring om dan gevorm te word en in liefde met God te leef. Ook uiteraard dan met mekaar. Ons skriflesing wat ons vandag saam lees, is uit Genesis 22 vers 1 tot 14. Kom ons lees dit saam. Na verloop van tyd het God Abraham op die proef gestel. Abraham het God vir hom gesê, en hy het geantwoord, hier is ek. Toe sê God, neem jou seun Isak, jou enigste, wat jy lief het, gaan dan na die gebied van Moria, en offer hom daar as brandoffer op, een van die berge wat ek vir jou sal wys. Abraham het vroeg die oggend sy donkie opgesaal, 2 van sy dienaars met hom saamgeneem en ook sy seun Isak. Hy het die hout vir 'n brandoffer gekloof, gereed gemaak en vertrek na die plek waaroor God met hom gepraat het. Op die 3de dag het Abraham opgekyk en die plek in die verte gesien. Toe sê Abraham vir sy dienaars, bly julle hier met die donkie. Ek en die seun wil daarheen gaan. Ons wil aanbid en sal dan na julle terugkom. Abraham het die hout vir die brandoffer geneem en het op sy seun Isak se skouer gesit. Hy het die kole, vuur en die mes gevat. So het hulle twee saamgeloop. Isak sê toe vir Abraham, sy vader, Pa, en hy antwoord, ja my seun. Toe sê hy, hier is die kolevuur en die hout, maar waar is die lam vir die brandoffer? Abraham het geantwoord, God sal vir homself die lam vir die brandoffer voorsien, my seun. So het hulle twee saamgeloop. Toe hulle aankom by die plek wat God vir hom aangewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou en die hout reggepak. Hy het sy seun Isak vasgebind en hom op die altaar neergelê bo op die hout. Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag. Maar die engel van die Here het na hom uit die hemel geroep en gesê, Abraham, Abraham. Hy het geantwoord, hier is ek. Moenie jou hand na die seun uitsteek nie, het hy gesê, en moenie enigiets aan hom doen nie. Want nou weet ek dat jy vir God ontzag het. Jy het nie jou seun, jou enigste,
van my teruggehou nie. Toe Abraham opkyk, sien hy, daar is 'n enkele ram wat aan sy horings vasgevang is in 'n bos. Abraham gaan toe en neem die ram. Hy het hom as 'n brandoffer gebring in die plek van sy seun. Abraham het daardie plek genoem, die Here voorsien, sodat vandag nog gesê word, op die berg van die Here sal voorsien word. Hierdie verhaal van Abraham en Isak daar by die Moria berge is waarskynlik een van die bekendste verhale waarmee ons groot word. Ek onthou selfs nog die beeld in my rooi kinderbybeltjie van waar Isak vasgemaak lê daar op die stapel hout. En ek onthou, dis nie so 'n eenvoudige beeld soos net Isak wat daar vasgemaak is nie. Wanneer ons na die teks van hierdie verhaal kyk hier in Genesis 22, is dit waarskynlik een van die eenvoudigste tekste wat ons in die Ou Testament vind. Eenvoudig in die sin dat daar nie vreemde sintaks is in die Hebreëse taal nie, daar's nie vreemde grammatika nie, dit wat jy lees is dit wat daar staan. Daar is nie ander maniere om die woorde te interpreteer wat ons hier lees nie. Dit is so 'n eenvoudige teks, dat hierdie teks baie keer vir Hebreëse skoolleerders gegee word, om dit te vertaal in ander tale, juis omdat dit so eenvoudig is, juis omdat daar nie uitsonderings is nie, omdat daar nie iets anders agter die woorde is nie, dis eenvoudig, dis maklik om te vertaal. Wanneer ons na hierdie teks kyk, besef ons, dis alles behalwe eenvoudig. In my voorbereiding was my hoop eintlik om iewers iets te ontdek, iets van die eksegese te doen wat my help ontdek, dat een of ander woord iets anders beteken, sodat ons die teks dalk anders kan verstaan, juis omdat dit so 'n uitdagende teks is, juis omdat dit 'n paar vrae in ons eie lewe wakker maak. Die teks maak dat ons vra soos, hoe dink ons oor God wat vra vir 'n offer, 'n kinderoffer? Hoe dink ons oor die woorde wat ons aanvanklik lees, heel aan die begin, wat sê, God plaas vir Abraham op die proef, God toets hom? Wat maak ons met daardie woorde? Ons ontdek vinnig dat hierdie teks nie eenvoudig is nie. Hoewel dit 'n teks is wat ons mee groot word, 'n verhaal is wat ons al waarskynlik te veel kere gehoor het, is dit alles behalwe eenvoudig. En God kom openbaar homself opnuut weer aan ons, hier in die verhaal van Abraham en Isak. Ons leer opnuut iets van God se vaderhart wanneer ons hierdie teks lees. Ons dink terug oor die afgelope 4 weke waar ons saam op reis was, juis met die verhaal van Abraham, waar ons heel aan die begin vir mekaar herinner het aan die roeping wat God op Abraham se lewe gehad het, waar God gesê het, ek sal vir jou 'n God wees en uit jou sal my volk kom. Jy sal 'n nageslag hê, soveel soos wat niemand eers kan tel nie. Soveel soos die sterre, meer as die korreltjies sand by die see. Abraham beleef 'n hoogtepunt in sy lewe. Daar is hoop, daar is iets om na uit te sien. En dan sê God vir hom, Abraham, vat dit wat jy het en trek. Ek sal jou heen wys na die plek waarheen jy moet gaan. Ons teks vandag loop eintlik so parallel met die begin van Abraham se storie, waar God weer 'n keer vir hom sê, Abraham, vat dit wat joune is, jou seun, en trek, gaan, ek sal vir jou wys waarheen
om te gaan. Natuurlik sou dit nie daar in die begin Abraham se gedagte wees, dat God hom weer op so 'n plek in sy lewe sou kry nie. Maar interessant is dat Abraham aan die begin, maar ook nie aan die einde stry nie. Hy's gehoorsaam aan God se opdrag. Tussenin sien ons dat hy baie keer twyfel. Dat hy en Sara baie keer twyfel. Ons lees en ons ontmoet vir Hagar en vir Ismael. Ons lees dat daar 25 jaar verbygaan van die eerste keer wat hulle hierdie belofte van God gehoor het, tot waar hulle uiteindelik vir Isak ontvang van die Here af. Daar is 'n hele tydperk wat verbygaan. Maar hier aan die begin van sy reis, en hier waar ons vandag stil staan, is dit so 'n parallelle uitbeelding van God wat roep en sê, vertrou my. Ek stuur jou, ek sal jou wys na die plek waarheen jy moet gaan. Ek het genoem dat ons nie in een van hierdie 2 oomblikke lees dat Abraham stry met God nie. En in hierdie afwesigheid van hierdie teestribbel met God wat Abraham het, dwing dit my om te vra, maar hoe sou ek reageer het? Hoe sou jy reageer het wanneer God hierdie opdrag vir jou gee? Neem jou seun, gaan offer hom daar op die altaar. Ek weet vanuit my eie lewe, ek seker vanuit jou eie lewe, kan jy jouself indink, dis waarskynlik die moeilikste ding wat 'n mens sou moes doen, om jou kind te moet offer. Vir Abraham was dit nie net om sy kind te offer nie, vir Abraham was dit ook om 'n belofte te offer. Vir Abraham was dit die belofte wat God gemaak het, vir 'n toekoms, wat hy nou ook gaan offer, wat hy moet gaan neerlê. Want Isak was dan die een, deur wie die belofte van God moet waar word. So nie net moet hy sy geliefde seun gaan neerlê nie. Ons onthou, net so rukkie gelede moes hy sy ander seun ook laat gaan het. Hoeveel te meer wil hy nie nou vashou aan hierdie seun, die enigste seun deur wie die belofte van God nog kan waar word nie. Die feit dat ons nie lees van 'n stryd tussen Abraham en God in hierdie teks nie, beteken dit nie dat Abraham bonatuurlik was en dat hy dit nie wou doen nie. Ons kan onsself indink dat dit vir Abraham uiteraard moeilik moes wees. Dis 'n groot opoffering om te maak. Ek kan in myself indink hoe 'n vaderhart in daardie moment moet voel om sy eie seun te moet gee, te moet offer nie. Dan, asof dit nie reeds erg genoeg is nie, lees ons van hoe Abraham en Isak op reis is, hulle die mense wat saam met hulle gereis het, tot op 'n punt agtergelos, en nou is dit Abraham en Isak, sy seun, wat verder stap. Abraham maak die hout op sy seun se rug vas, en dan lees ons, hy die kolevuur en die mes in sy hande. Amper simbolies van dit wat hy binne homself beleef. Ons kan amper vir mekaar sê, die las wat Isak dra is ligter as die las wat Abraham dra. En Isak wys dit uit. Isak sê, Papa, hierso is die hout en hier's die vuur, maar waar is die offer? Waar is die lam wat ons gaan offer? Ek dink in daardie moment, in daardie oomblik, moes daai kole wat hy gehad het, warmer in sy hart brand, die mes wat hy in sy hande gehad het, dieper in sy hart draai, omdat hy weet, dit wat voor lê is waar hy sy seun, die belofte van God moet gaan opoffer. Ek dink in daardie oomblik kan hy selfs gevra het ek God reg gehoor? Het ek verstaan
wat God vir my sê? Het ek die beloftes verkeerd gehoor? Het ek nou reg gehoor? Verstaan ek ooit enigsins die Here? En dan, so profeties, weet ons nou, antwoord Abraham deur te sê, die Here sal self voorsien. Dalk was dit in sy gedagtes dat die Here sy eie seun voorsien. Dalk het hy gehoop vir 'n lam wat iewers dalk tevoorskyn sal kom. Maar uit hierdie woorde vanuit 'n plek van geloof. Hy vertrou op God. Sien, aanvanklik het Abraham eintlik so 'n bietjie 'n worsteling oor wie is God? Waarheen stuur God hom? En hier by die Moria berge begin dit al duideliker vir hom raak wie God is. Sien, want wanneer Abraham vir Isak daar vasmaak, wanneer hy hom wil slag, dan roep God self uit en sê, moenie jou hand uitsteek na jou seun toe nie. Dis God wat intree. God wat sê, ek is nie soos die wêreld nie. Karel Barth skryf baie goed oor hierdie teks in Genesis 22, wat hy dan juis vra, hoe dink ons oor God wat vir Abraham op proef stel? Hoe dink ons oor die seun wat geoffer moet word? En dan sê hy baie duidelik, hierdie teks kom maak dit vir ons duidelik wie God is. Nie wie Abraham is en hoeveel geloof Abraham gehad het nie. Nie wie Isak is en hoe gehoorsaam hy aan sy pa is nie. Maar oor wie God is. Want sien, die wêreld in daardie tyd het dit eintlik as algemene gebruik gehad om kinderoffers te gee aan hulle gode. Kinderoffers was nie 'n vreemde gebruik nie. God gebruik hierdie wêreldse ding wat vir almal eintlik redelik aanvaarbaar is en sê, ek vra dit nie. Ek vra nie kinderoffers nie. Ek is nie soos die gode van hierdie wêreld wat ander mense aanbid nie. Nee, ek is die God bo alle gode. Sien, daar op die Moria berge stop God die kinderoffer. Interessant dat ons nêrens weer in die Bybel lees hoe daar van 'n kind 'n offer gemaak word nie. Kinders word nie geoffer nie. So die teks wat ons lees oor Isak wat gevat word as 'n offer, is nie om vir ons te wys dat dit deel is van wie God is om te vra vir kinderoffers nie. Nee, God stop dit daar by die Moria berge om te sê, dis nie my hart nie. Dis nie die offers wat ek van julle af vra nie. En uiteindelik sien ons iets van God se vaderhart reeds hier in Abraham, wanneer dit eintlik vir ons 'n vooruitskouing is van Christus. Daardie brandende gevoel van dit wat Abraham beleef het, toe hy sy eie seun moes vat om hom te offer, kan ons onsself nie indink hoe God die Vader moes voel, toe Christus die hout op sy rug moes neem om geoffer te word nie. By Moria stop die offer. Maar omdat God ons so lief het, stop dit nie by Golgotha nie. Sy seun word op Golgotha geoffer, ter wille van my en jou, sodat ons die lewe kan hê, die lewe in oorvloed. Johannes 10 vers 10 tot vers 11 maak dit vir ons so duidelik, wanneer dit sê, die dief kom net en steel en slag en uitroei. Ek het gekom, sodat jy lewe kan hê, en dit in oorvloed. Ek is die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. Die God wat ons dien,
is nie 'n God van dood en sleg nie. Die God wat ons dien, die God wat Abraham gedien het, is 'n God, die God van lewe, wat die lewe vir my en jou wil gee. Daar is 'n kinderstorie Bybel wat iets van hierdie verhaal nogal baie goed vasvat. In die boek The Jesus Storybook Bible skryf Sally Lloyd Jones die volgende, eintlik as 'n samevatting, 'n afsluiting van wat hierdie verhaal vir ons kom leer. En dan sê sy, terwyl hulle daarbo op die berg gesit het en kyk hoe die kole van die vuur stadig doodgaan in die koel naglig, met die sterre wat bo hulle blink in die sagte donker van die hemel, het God vir Abraham en Isak iets laat verstaan. God wou hê dat sy mense moet lewe, nie sterf nie. God wou sy mense red, nie straf nie, maar hulle moes hom vertrou. Eendag sal iemand in jou familie gebore word, het God hulle beloof, en hy sal vreugde vir die hele wêreld bring. God was besig om hom gereed te maak, om vir die hele wêreld 'n wonderlike geskenk te gee. Dit sou God se manier wees om vir sy mense te sê, ek het julle lief. Baie jare later sou 'n ander seun teen 'n ander heuwel uitklim met hout op sy rug. Soos Isak sou hy sy vader vertrou en doen wat sy vader van hom vra. Hy sou nie weerstand bied of wegvlug nie. Wie was hy? Hy was God se seun, sy enigste seun, die seun wat God liefhet. Dit bring vir my en jou lewe. 'n lewe saam met God. Die verhaal van Abraham en Isak en 'n opoffering vra dalk 'n moeiliker vraag vir ons vandag, waarmee ek vandag wil afsluit. En dit vra, wat plaas ek steeds op die altaar wat God nooit van my gevra het nie? Met ander woorde, wat gaan offer ek op en sê ek doen dit in die naam van die Here, maar is nooit eintlik iets wat God van my gevra het nie. Sommige van ons offer verhoudings op. Ons gaan lê dit op 'n altaar neer en sê ek hoef nie te werk aan verhoudings nie want die altaar van sukses is vir my belangrik. Ek doen dit sodat ek kan sorg vir my mense. Is dit wat God van ons gevra het? Sommige van ons plaas selfs ons rus op die altaar. Ons leef asof ons alles self moet dra, asof ons alles self moet regkry, asof ons uit ons eie kragte alles kan doen. Maar God het self die Sabbatdag as 'n geskenk aan ons kom gee, juis sodat ons kan rus. Sommige van ons plaas mense op die altaar. Ons probeer ons kinders beheer, ons probeer mense beheer, kerke brand mense uit. Verwag te veel van een persoon om alles reg te kry. Leiers, wêreldleiers wat mense se lewens prysgee ter wille van die groter doel. Hulle sê daar's 'n means to an end. Hulle gaan lê dit op die altaar neer en sê ons doen dit in die naam van die Here. Maar is dit wat God van ons gevra het? Is dit wat God van ons vra? Genesis 22 sê God verlang nie menslike offers nie. Nie toe nie, en ook nie nou nie.
Romeine 6 vers 7 tot 11 sê, wie gesterf het, is immers vrygemaak van die sonde. As ons saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal leef. Ons weet dat Christus, nadat hy die dood uit opgewek is, nie weer sterf nie. Die dood het nie meer seggenskap oor hom nie. Want die dood wat hy gesterf het, het hy ter wille van die sonde eens en vir altyd gesterf. Maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. Beskou julle self dan so, dat julle in Christus Jesus dood is vir die sonde, maar lewend vir God. Leef vir God. Here ons God, wat 'n moeilike teks om te kan verstaan. Daar is soveel vrae wat in ons gedagtes opkom, soveel, maar wat van dit? Maar hoe dink ek daaroor? Hoe dink ons oor U, Here ons God, wat Abraham op die proef gestel het? Is dit hoe U vandag met ons werk? Here, dankie dat ons vanuit die verhaal van Abraham en Isak en die offer kan leer, Here, dat U die God van lewe is. Here, U is nie die God wat dood oor ons pad bring nie. U versoek niemand van ons nie. Maar dankie Here, dat wanneer ons deur beproewings gaan, dat U steeds by ons is, dat U ons geloof versterk, sodat ons meer en meer gevorm word na die beeld van Christus. Dankie Here. Ons loof en ons prys U, dat nie een van ons daardie hout op ons rug hoef te gedra het nie, maar steeds die ewige lewe as prys kon ontvang. Ons kan nie onsself indink hoe U Vader hart moes voel nie. Dankie dat U ons daarvan spaar. Lei ons, Here, om ons lewens so in te rig, dat ons nie dinge op altaars gaan neersit wat ons onsself oortuig U van ons vra, maar wat dit eintlik nooit deel van U hart en die plan was nie. Gee ons wysheid en gee ons insig om te kan weet en te kan onderskei wat dit is wat U wel van ons vra. Ons bid dit in groot afhanklikheid van U, in die naam van Jesus Christus. Amen. Ontvang die seën van die Here, die liefde van God ons Vader, die genade van ons Here Jesus Christus en die krag en die werking van sy Gees lei ons om in gehoorsaamheid tot God te leef. Amen. Goeiemôre, afkondigings NG Kerk Groot Brakrivier, 28 Junie tot 5 Julie. Sondag 28 Junie, geen leefkerk vandag nie. Woensdag 1 Julie 2026, Klip 50 funksie om 10:00 in die kerksaal, slegs vir persone wat bespreek het. Woensdag 1 Julie, kooroefening. Neem kennis, daar sal geen kooroefening wees tydens die skoolvakansie nie. Oefening hervat Woensdag 22 Julie. Sondag 5 Julie, erediens om 10:00, Dr. Gerry van Deventer gaan die prediker wees. Geen kleuterkerk, ouers welkom saam met kinders in die konsistorie. Geen kategese. Spesiale offer vir 'n instandhoudingsfonds by die deure. Dit sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens. Groenkloof preek om 10:00, dit sal digitaal wees.
en weer eens geen leefkerk tydens die skoolvakansie. Gebedsgidse vir Julie 2026 is beskikbaar in die voorportaal. Die gebedsgidse, dankofferkoeverte, kerkbode, gemeentebriewe is ook by die traliehek van die kerkkantoor beskikbaar. Bybelblokraai en Bybelwoordsoek nommer 34, asook die antwoorde vir nommer 33, is beskikbaar in die voorportaal en by die traliehek van die kerkkantoor. Ons bedieninge, getuienisbediening. Dankie aan almal wat deelneem aan ons sop, brood en boodskap uitreik na Wolwedans. U oop harte word opreg waardeer. Die sopresep kan ek bietjie vir u weer gee. 100 gram sopmengsel, 100 gram rys, 100 gram lensies, 150 gram soja, 1 blokkie aftreksel, 1 pakkie sop om gaar te maak, roer 3,5 liter water by, hierdie mengsel en kook dit totdat dit gaar is. U kan dit skenk in die volgende 2 formate. Droë bestanddele in 'n glas of 'n koffiebottel of gekook en gevries in 2 liter roomysbak. Omgeebediening. Indien u bewus is van iemand met nood, siekte of wat eensaam is en hulp benodig, kontak u kerkraadslid of die kerkkantoor. By die deure is houers om enige nie bederfbare kosprodukte in te plaas, soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkies kos, seep, tandepasta, koffie, tee ensovoorts. Enige bydraes help om nood te verlig. Enige persoon wat graag by die omgeebediening betrokke wil raak, skakel asseblief vir Corrie Pieters 082 327 9527. Grootbrak Polisieforum bedank u hartlik vir elke sagte speelding ingesamel vir kinders met trauma. Ondersteuningsbediening. Want ek het die ellendige gered wat om hulp geroep het, en die wees en hom wat geen helper het nie. Die seun van hom wat klaar was om onder te gaan, het op my gekom, en die hart van die weduwee het ek laat jubel. Job 29 vers 12 tot 13. Ons voorsien hulp in die vorm van rygeleenthede na doktersafsprake, hulp met inkopies en ondersteuning aan eensaames, want dit is God se hart vir die wees en die weerloses, en as gemeente is dit ook ons hart vir ons medemens en vir ons gemeenskap. Hierdie is die ondersteuningsbediening. Vir meer inligting of af u wil deel word daarvan, kontak vir Rihanna Breers 081 039 8853 of vir Riet Jansen van Rensburg 082 928 9625. Christmas in July. As jy 60 plus jaar oud is, nooi Seeds of Hope en die NG Kerk Grootbrak ondersteuningsbediening jou uit na ons Christmas in July funksie. Ons gaan na die 4 sing sanggroep luister en lekker saam kuier. Bring asseblief 'n klein geskenkie saam. Ons gaan onder mekaar uitruil. Datum: Woensdag 22 Julie. Plek: NG Kerk Grootbrak se kerksaal. Tyd: 10:00. Bespreek jou plek teen Vrydag 17 Julie by Rihanna Breers op 081 039 8853 of by Hendrika Zimmerman op 083 690 3197. Neem kennis. Ons wil graag die broadcasting in WhatsApp gebruik om alle gemeente en erediens inligting aan u te kommunikeer. Die gewone blokinligting sal nog steeds deur die ou groepe kommunikeer. Om broadcast boodskappe te ontvang, stoor asseblief die kerkfoon se nommer op u foon by u kontakte. Stuur dan 'n boodskap na die kerkfoon om aan te dui dat u by die broadcast groep wil aansluit. Ons wil niemand verloor nie. Vir enige navraag
kontak vir Dominee Shanay Viljoen, Dominee Leon Cronje of Hendrik Zaiman wat die kerk foon 073 319 9807 hanteer vir hierdie kommunikasiebediening. Moet oor niks besorgd wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Filippense 4 vers 6 en 7. FEBA Radio Suid-Afrika. Ons bid vir FEBA internasionaal. FEBA streef daarna om aan die luisteraar te bly. Een manier waarop dit gedoen word, is deur programme in luisteraars se moedertale te vervaardig en sodoende die evangelie in die bekendste, mees verstaanbare woorde te deel. Nog 'n manier is deur luisteraars te betrek by regstreekse uitsendings, buiteuitsendings en selfs persoonlike uitreike. Ons gebed vir die week. Bid dat elke projek en program FEBA na aan luisteraars sal bring. Bid vir vertalers, omroepers in etniese tale wêreldwyd en vir meer geleenthede om die evangelie met onbereiktes te deel. Die webwerf nggrootbrak.co.za. Nuut op 28 Junie die volgende erediensbediening. Kry die skakel na die YouTube erediens van 21 Junie 2026 deur Dominee Shanay Viljoen. Die getuienisbediening, die nuutste nuusvliste uit Madagaskar ook op die webwerf te kry. Bybelstudie reekse Skep asem vir vandag is 'n heerlike positiewe begin vir elke dag. Die weeklikse stof tot nadenke se tema is die krag van gebed. Gemeente nuus, blog, raai en woordsoek vir 34 is beskikbaar op die webtuiste. Die weeklikse afkondigings, asook lief en leed, is op die webtuiste indien jy wil seker maak van enige iets. Ons leraars, Dominee Shanay Viljoen, Dominee Leon Cronje. Ons kerk se adres, Langstraat 10 Grootbrak rivier, telefoon 044 620 2205. Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.